Dis lekker om hier te wees in Bloemfontein. So nou net gou 'n kollega van my uithaal. Dis stupid. In 'n geval, ja, so ek is in die bediening. Ek was in die lugmag die jaar toe Bernard en Belinda eerste jaar is, so toe ek nou klaar geswat en dis waar ek hulle ontmoet het en ons mekaar bietjie leer ken het en so aan. En ek stem saam, daar is nie iets soos toeval nie. En toe ons nou bietjie gesels oor Lisa, wat hier na toe moet toe kom dinge nou lekker by mekaar en toe vra hy nou sommer sal ek hierso bedien by julle. So, ek hoop julle is reg. Ek is reg. So, en ons gaan dit geniet vir oggend. Spreuke 23 vers 7 sê, Engelse Bybel, as a man thinketh, so he is. Soos jy dink, so is jy. En dit praat van 'n sekere tipe mens daarso, en dit is nou nie waar ons gaan praat nie, maar die beginsel bly dieselfde. Soos wat jy dink, so is jy. Nou, die woordjie verantwoordelikheid, en ek gaan ook nie oor hierdie woord praat nie, maar dit is net 'n bietjie grond wat ek lê. Die woordjie verantwoordelikheid in Engels, responsible. So hy bestaan uit die woordjie response en die woordjie able. Okay? Nou as jy dit omdraai, dan sê dit vir jou, are you able to respond? Nou op college byvoorbeeld het ons pindiens gedoen om sakgeld te kry vir Woodburgstad, dis nou Centurion. En as jy nie die vermoë gehad het om op die punt te wees nie, dan was jy nie 'n verantwoordelike pindiensbeampte nie. So as daar ongeluk moet plaasvind, jy kan nie een van daai mense wees wat vries nie. Okay, hulle is geroep vir iets anders. Alright, nie vir pindiens nie spitsverkeer in Pretoria nie. So jy moet die vermoë hê om op te tree. As daar ongeluk plaasvind op jou punt, moet jy kan daai ability hê. Stop al die verkeer, sê nou maar gaan sit die robot aan, want baie keer maak jy dat hulle almal rooi flash. En responsible, able to respond aan 'n situasie, aan omstandighede in jou lewe, whatever dit mag wees. Ek wil net gou weer iets sê. Jy's net die helfte van jou broer werd. In 'n geval, so kry jy die woordjie, en ek wil ook eers die Engelse woord gebruik, valuable. Value, able. Okay? Afrikaans, waardevol. En dit is waar ek vanoggend wil gesels. Waardevol. Maar as ons die Engelse woord moet gebruik, able to ascribe, om 'n value te gee aan iets. Het jy die vermoë om 'n waarde te gee aan iets? En ek dink as mens het ons dit. Hier's van julle, die tannies, jou kleinkind het vir jou 'n prentjie geteken, die eerste prentjie wat sy ooit geteken het, van oupa en ouma, en ek is lief vir jou, en daai prentjie is vir jou waardevol. Jy het die vermoë gehad om waarde te heg aan daai prentjie. Able to assign value, valuable. Net so het 'n kleinkind gekom en vir jou 'n skulpie van die see afgebring. Hy is nog gechip ook in. Maar die gechipte skulpie het vir jou meer waarde as iets anders wat mooi is in jou huis. En dis wat gebeur. Soos ons hier sit, het ons dinge wat waarde het. Party ouens se kar is hulle waarde. Hy is amper meer waardevol, tannies moet nie nou amen skree nie, nê? Hy is amper meer waardevol as die suster. Jy weet, so moet nou nie amen sê nie. Lag maar net so skelm. Want dis die ding waaraan hy waarde heg. En so kan dit enige iets wees. Whatever dit is, ons heg waarde aan iets. Die probleem kom gewoonlik wanneer ons waarde aan onsself moet heg. Dan sukkel ons daarmee. En ek weet ek veralgemeen dalk nou, maar ek dink nogal dit is die waarheid. Ons kan baie maal nie waarde heg aan onsself nie. En dit is 'n probleem.
Hoe is dit dat ons nie kan waarde heg aan wie jy is nie? As die Bybel sê dat ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand en al ons krag en ons naaste soos onsself, dan beteken dit baie van ons naastes ly onder die feit dat ons nie ons lief het nie. Want die Bybel sê jou naaste soos jouself. So as jy nie by jouself kan begin nie, dan suffer jou naaste. Hy ervaar dit nie, want jy het dit nie. En as ons nie waarde kan heg en besef ons is waardevol en ons is lief vir ons nie, dan is dit baie keer nie iets wat ons kan gee nie. Jy gaan niks raak in die lewe nie. In 'n geval, en dit is waar die issue inkom. Wat maak dat ons so is? En party van ons is so omdat ons so groot geraak het. Jy het in 'n huis groot geraak of op 'n plaas of met ouers of whatever die geval was en jy kon nooit daai ding regtig bykom nie want dit is nie waarna jy gewoond was nie. En dan baie keer wat gebeur, is soos wat die lewe met ons gebeur, dan dink ons maar ek is nog minder werd. Dank die Here ek het hom leer ken, maar baie keer verander dit nie daai diep gevoel wat hier binne in jou is, oor wat jy voel oor jou nie. So jy gaan sê ek is gered, maar jy gaan nie altyd voel jy is waardevol, selfs vir die Here nie. Hierdie nooitjie met wie ek so gesels, terwyl julle dink ek is koekoes, hy het ook 'n waarde. Hy is 'n waarde gegee deur die Reservebank. Hulle het gesê hierdie noot is R50 werd. As ek na Kerkspar toe gaan, dan gaan ek nie R51 se iets kan koop met hierdie waar nie. Die tannie by die tol gaan sê, meneer, sorry, jy het 'n foutjie gemaak, jy moet iets terugsit. As ek R40 se goed koop, dan gee sy my change. Tot op die waarde van 50 in totaal, die item wat ek gekoop het en die klein geld wat ek kry. Hy het 'n waarde. Ons aanvaar sy waarde. Almal wat een het, weet wat hy werd is. OK? So, as ek dit sou doen met hom, nee, lekker opgevrommel, nou is hy gekrekel, so sê my ek gaan Spar toe na kerk, vir hoeveel kan ek koop? Julle my nou antwoord, julle is bitter stil. Ja, so OK, ek het hom nou opgevrommel, hy is bietjie gekrekel, maar ek gaan nog steeds R50 se waarde kry. Tannie by die Spar gaan nog steeds my like en alles R50. En ek kan op hom trap, toe mag hom nou in die collector box gooi, moenie worry nie. Alright, en by die Spar gaan hy hoeveel werd wees? R50, wraggies. Nie, julle is hoogs intelligent in die kerk. Ek kan selfs so ver gaan om hom te skeer. En dan plak ek hom mooi met sellotape vas. En dan gaan ek nou by die Chinese winkel, gaan ek nou iets koop, cheap sweets vir die kinders, nee? Hoeveel is hy werd by die Chinese winkel? Na hy geskeer is, nee? Na die sellotape storie. Hy is nog steeds R50 werd. Dis amazing. Dis amazing hoe hierdie papier in ons oë sy waarde kan hou, maak nie saak wat ek met hom doen nie. Weet jy wat se ergste? Jy heg baie keer meer aan hierdie papier as aan jou. Want jy sit ook vandag hier en iemand het jou ook opgevrommel. In die lewe. En dit maak dat jy dink, ek is nie meer dit werd nie. Jy sit hier en iemand het op jou getrap. En jy dink, ek is useless. Jy het gehoor ek sê nou vir hom in die begin, jy is vertraag, nee? Iemand het dalk in jou lewe vir jou ook gesê, jy is vertraag. Iemand dalk in jou lewe ook vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Iemand het in jou lewe ook dalk vir jou gesê, soos ek vir hom gesê het, jy is die helfte van jou broer werd.
Want sy boetie is 'n R100 noot, né? So hy is net die helfte van hom werd. En iemand het dit dalk vir jou ook gesê. En elke keer wanneer so iets gesê word, en elke keer wanneer ons, wat ons hardste kritiek is ek en jy wat hier sit op onsself, en ons self so hard slaan partykeer. Ons gee ons so hard pak. Kyk, die Here het ons al vergewe, en elke iets anders wat ons dink daar is, het ons vergewe, maar die een wat jou nie kan vergewe nie, is jy. Jy kan nie kom oor die feit dat jy 'n fout gemaak het nie. Jy kan nie kom oor die feit dat jy iewers iets stupids gedoen het nie. Ek het gehoor julle is vreeslik Afrikaans, in die baie praat ons vir Engels en Afrikaans, alright, so stupid is vir ons Afrikaans, so. Jy kan nie oor dit kom nie. Jy hak vas. Dit hou jou terug. Daai fout wat jy gemaak het, jy weet dit is jou skuld. Daarom kom nou al 20 jaar saam en wraggies waar, jy kan jou nog steeds nie vergewe nie. Jy in jou eie oë dink jy nog steeds, ek is nie waardevol nie. Ek mis iets. Hierdie nootjie het 'n watermerk in, wat jy nie nou kan sien nie, maar ek gaan nou 'n lig op hom skyn. En dit is eintlik die dingetjie wat maak om te sê dat hy's nie 'n fake nie. Jy weet, ek het hom iewers geprint in Bernard se garage gisteraand, na ons geëet het, dankie vir die kos, na ons geëet het en so aan die, dis actually a legitimate R50 noot hierdie, as jy hom bank toe vat, gaan hulle vir hom vat, jy weet, so, oor daai merkie wat in sy lewe is, wat hulle daar ingesit het. Het jy nie ook 'n merkie gekry nadat jy Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie? Het daar nie iets gechange nie? Het daar niets gebeur nie? Luister gou wat sê hierdie skrifgie. Hebreërs 1, ons gaan sommer van vers 1 af lees. Ek wil eintlik by vers 3 uitkom, maar kom ons gooi maar van vers 1 af. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete. So in die Bybelse tyd het hy gepraat deur die profete, okay? Het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, want Jesus het gekom. Alright, en wat 'n voorreg dat ons in daai era leef, dat Jesus gekom het. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou luister nou hierso. Hy praat nou van Jesus, hy Jesus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, deur homself het hy die reiniging van ons sondes bewerk, né? Het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Maar wat hy sê is, in Jesus is daar 'n afdruksel, 'n afskynsel van die Vader. In ons is daar 'n afdruksel en 'n afskynsel van Jesus. Christ in me, the hope of glory. Die volheid van die Godheid. Daar's hoeveel verse wat ek kan quoteer, wat sê, dit is hy wat in ons is, dit is sy beeld, waarna ons moet streef, wat moet uit ons uitkom. Daar's 'n afdruksel, 'n afskynsel van hom in ons lewe. Maar solank as wat jy voel, jy is nie goed genoeg nie, al het jy die watermerk van God in jou lewe, dan mis jou naaste uit. Want weet jy wat gebeur? Dit is daai gevoel wat maak, as ek nou moet sê, hoor jy weet vir ons 'n getuienis vanoggend, dan sit jy in die bank, jy het een, maar jy voel jy gaan gejudge word. Want jou waarde, voel jy, is laer as die opinie. Terwyl jou getuienis veronderstel is om groter te wees, want is tot eer van God. Maar jy sal wraggies waar bly sit, ou broer. Daai seat, jou boude is ingeprint in daai ding. Lekker seats, hoor. Maar dis hier die job van dit nie. Dit gaan oor Jesus. Het hy dan nie iets gedoen nie? Maar omdat jy voel jou waarde is minder as opinie, wat het in elk geval, julle sit hier en julle dink iets van my, of jy dit nou wil weet of nie, okay? Jy gaan uit gaan sê, ja, het was right of nee, of
praat nonsens, lees nie genoeg Bybel nie, bid te kort, ek weet nie. Praat deur mekaar, praat met geld, dis crazy. Jy weet, jy het 'n opinie van my, so omdat jy 'n opinie van my het, moet ek vanoggend besluit en vir Franco sê, kyk, ek weet jy het my gevra om te preek, maar ek gaan sit en koffie drink in jou kantoor, daar waar die girls altyd muffins eet, en ek gaan maar daar bly. Hierdie mense het 'n opinie van my. Ek kan dit net nie handle nie. Dit is net te veel. Daar's mos nie 'n way nie, man. Want op die einde van die dag gaan dit wat God jou voor geroep het en wat sy opinie van jou is. Meer as wat iemand anders dink of sê. En jy kan reg wees, dalk is ek stupid. Jy kan eintlik 100% reg wees. Maar dit hoef my nie te stop van om dit te doen waarvoor die Here my geroep het nie. Want ek moet glo in die waarde wat hy my gegee het, bo wat mense aan my toeskryf. As ek dit kan glo, dan het ek iets om te bied, soos nou vir my naaste. Of jy het nou like of nie, jy kry dit. Okay? Dus by die etenstafel, eet dit, val pampoen, dis like dit nie. Eet, force feed, jy word geforce feed, jy is nou hier, nou kry jy dit. Maar jy is nog steeds my naaste, ek nog steeds kan ek vir jou iets gee, want daar's 'n waarde in my. Hierdie is vir die ooms en die tannies, hy moes in die sak geberg gewees het. Onthou julle hy waar? Kinders onder 30, seker nie, jy moet gaan Google, okay. Dis 'n R5 noot. Dit staat ons 'n min stukkie. Wag, ek het nog een. Ek het dit al die pad saamgebring, kan net so wel oopmaak. R2 noot. En die ou wat vir alles gebly word sal op daai stadium. Okay, ons praat nie politiek nie, hulle moet nonsens stop hierso. R2 nootjie. Oom en tannie, die kinders in hierdie kerk, weet jy wat dit is hier? Okay, jy het hulle dalk gewys, hulle dalk gesien in 'n die Samuel Seal collection of iets, maar hulle weet nie wat dit is nie. Maar hierdie R2 nootjie, reken ek, is vandag meer werd as R2. Miskien nie 1000 nie, al is dit net R3 werd. Hy is meer werd aan die waarde wat selfs die staat aan hom toegeskryf het. Dit wat ek in my hand hou, whatever dit mag wees. Die R5 daarbo is meer werd. Ek wil vir jou sê, oom en tannie, jy is meer werd soos jy dink. Die probleem is, ons dink ons tree af in God se diens, in sy werk. Nee, my tyd is verby. My tyd is verby. Is nou tyd vir hierdie waar. Ek is irrelevant. Ek sê jou nou as jy winkel toe, is ek redelik seker, hulle gaan vir jou R2 se goed gee. As jy die nootjie, dalk gaan hulle doen net om die nootjie te kry, maar iets gaan jy kry. En wat ons doen, is ons dink, nee, ag, my tyd's verby. Pastoor Thys, jy weet nie man, ek is al in die kerk 35 jaar, jy weet nie wat ek al vir die kerk gedoen het, weet jy wat, dit is fyn, ek weet nie, en met baie liefde, ek worry ook jy eintlik nie, want ek wil vir jou sê, dis nie tyd dat jy opgehou het nie. Daai nonsens moet stop, okay? Ouens in die Bybel het gewerk tot die dag wat hy dood is. Dis hoe lank hulle liewe Jesus gedien het. Moses sê die Bybel was nog sterk, sy krag, sy sig, alles, toe gaan hy dood. Op die berg iewers, hulle hom nie gekry nie, alright? Maar hy was 120 jaar oud gewees. Ons het iets om te bied vir hierdie generasie, al dink jy nie so nie. Want die kinders het nodig om te leer wat dit is. Daar's goedjies in jou opgesluit, oom en tannie, wat hulle nie weet nie, en baie keer leer hulle dit ook nie vandag nie. Maar wie gaan dit vir hulle sê, as dit nie jy is nie? Ja nee, dis die pastoor se werk. Ou broer, as hy alles moet sê wat gesê moet word, gaan daai waar nooit ophou praat nie.
Hy gaan met slaap met 'n mic voor sy mond en dit rekord, sodat hulle dit iewers kan play druk vir iemand. Maar so het die Here besluit, hy voeg die liggaam saam, soos hy gedink het, sê die Bybel. Wat beteken, jy is nie per ongeluk hierson nie, jy is hier vir 'n rede, en dis wraggies waarom hierdie seat warm te sit nie. Dis iets groter as dit. En as jy kan besef dat jou waarde meer is as wat jy gedink het, en as wat iemand toeskryf aan jou, dan wil ek vir jou sê, het jy iets om te leer vir hierdie generasie van vandag. Jong mense, ek wil vir jou iets sê, ja, die oom wil dalk nog liewe Jesus vlekkie se bene is lam sing, nê? Julle ken mos hy een. Hy is die leeu wat my gaan vang, was eintlik die leeu van Juda stam, nê? So. Maar, ja, ek's frustreerd. Oom, die ou liedjie. Weet jy wat, jong mense? Hierdie ou nooitjie, hierdie selfe merkie op, as hierdie enetjie wat jy so oor trots is. Hy selfe Jesus het 'n werkie kom doen in sy lewe, en die selfe merkie is hier opgeplaas deur God homself, wat sê, jy is okay om my werk te doen. En as jong mense het ons nodig om te respekteer en te sê, okay, ek sal maar nog een keer luister na die liedjie, en ek sal nie offended raak en so nie, want ek sien die merk van die Here raak. Oom en tannie, hierdie kinders maak jou mal, en baie keer is hulle net plain stupid, ek bedoel, ons moet net eerlik wees, met baie liefde, al die jong mense, like julle heavy, maar baie keer is jy goed dom, jong, dit is, ek weet nie wat gaan aan nie, nee? Maar hulle is ook bietjie willerig en whatever en alson, maar weet jy wat, oom en tannie? Hulle het 'n merkie op. Hulle het 'n merkie op. As ons die vermoë het om die merk van die Here in mekaar raak te sien, dan gaan dit nie gaan oor die liedjie nie. En dit gaan nie gaan oor 'n way van iets doen of nie doen nie. Dit gaan omdat ons sien wat God besig is om te bereik deur elke een wat hier sit. As ons net die merkie kan sien. Toe bring ek nou maar 'n liggie saam. Hy is nou hier, so ek moet hom gebruik, so. Gaan niemand verblind nie, as jy oogsensitief is, hou dit toe. Ek weet is onderste bo, maar iewers is die watermerk. Kan jy hom sien? Ag, lieg sommer net vir my, is fyn. Alright. Okay. So iewers is die watermerk. Verstaan jy? Al is dit nou 'n bietjie gelieg, maar hy genuine een. Wat maak dat jy die merkie sien, is die lig wat skyn. Hoe meer ons toelaat dat die lig skyn deur ons lewe, hoe sigbaarder sal hierdie merk van God raak, wat hy geplaas het in ons. Dan gaan dit nie meer, soos wat die Bybel sê, oor jonk en oud nie, maar dit gaan oor wedergebore kinders van die Here wat besig is om iets vir hom te probeer doen. Dan sal ons leer om genade met mekaar te hê, want die ding waarna ek vaskyk is die merk. Ek sal leer om te verstaan en nie offended raak of my eie way of my eie opinie nie, want die ding wat ek gaan raak sien is groter as ek. Dis groter as my opinie, dis groter as die way waarin ek nou al vir 30 jaar gewoond is. Dis anderste, maar omdat ek die merk sien, want vir my om die merk te sien beteken die lig moet skyn. So as dit die Here is, wie die duiwel dink jy is ek en jy om te sê nee? Ek sien die merk, ou broer, maar jy beter die lig. Wie is ons? Wie is ons? Om te keer dat die lig in die lewe van God deur iemand skyn en ons sien die merk. En baie keer raak ons offended want ons is jaloers, want dit is 'n waarde-issue. Dit is 'n waarde-issue. Want ek sal so getrap en opgevrommel en ek voel soos niks, dat ek nie eers meer weet of die Here se merk nog in my lewe is nie. Weet jy wat gaan dit change? Laat hom skyn. Wil jy weet of die merk daar is? Dis net one way, dit is om te sê skyn.
Here, ek laat toe dat U skyn deur my seer, man, deur wat op my getrap is, deur die negatiewe woorde wat oor my gespreek is, en miskien is dit net tyd om die Bybel te gaan lees, dat jy sien wat hy oor jou sê. Dan maak dit in any case nie saak wat iemand anders te sê gehad het nie. Maar omdat hy skyn en hierdie merk raak sigbaar, dat almal sal kan sien, ons moet wees soos Moses wat van die berg af kom, man. Jou gesig moet skyn, dat die mense sê, joh, jy beter maar 'n sluier oorsit. Hulle moet dit kan sien. En dis wat baie keer maak, dat ons voel ons is onbekwaam. As jy nou gaan hotcross bands koop by die Spar nou hierna, kan jy vir die vroukie by die til sê, maar ek wil net vir jou dankie sê, en die Here seën jou. En jy vat jou goed en loop, jy hoef nie te botter smeer en deel met haar nie, net die woorde, vir nou, right? Kan jy sien, 'n ou is besig, hy het nie 'n 50 soos daai nie, hy is besig om die change, hy krap diep, hy sak hang omtrent, hy haal change uit, vir die brood. Kan ons sê, hoor jy, ek het dit man, moenie worry nie, vir jou seun vandag, Here like jou. Maar gooi ons 'n R15, wat jy oor 'n broodjie kos, ek weet nie. Kan jy doen? Ou broer, jy hoef nie oor see te gaan om die lig te laat skyn nie, om 'n werkie vir liewe Jesus te doen nie, dis sommer net hier as ons by die deur uitstap. As ons toelaat dat die lig skyn. En as jy voel dat jou kommentaar gedryf deur hom waardevol genoeg is, dat jy die vrymoedigheid sal hê om dit te deel met daai persoon. Want ons weerhou, want jy gaan dink ek se voel. Waar is die waarde? Nee, hulle gaan dink, ek bedoel, jy dink al klaar in jou eie mind dat die woorde stupid is, nee? Maar waar is die waarde? Kan ons nie op 'n plek kom dat ons sê, Here, in my eie stupidity selfs, werk net vandag deur my. Here, mag iemand net vandag sien wat die afdruksel van God in my lewe is. Skyn net gou 'n bietjie. En al wat ek gaan doen, Here, is ek gaan net try. Ek gaan net try. En ek gaan probeer 'n verskil maak. En ek wil vir jou sê, jy gaan hom gemaak kry deur die genade van God en sy krag en sy gees wat in jou woon. Jy weet 'n wonder daaroor nie, dis 'n realiteit. Jou getuienis, jy dink is stupid. Ek het vir jare gedink my getuienis is stupid. Die wat my nou nie ken nie, om min van julle ken my. Maar so ek het nie in 'n jy weet gelowige huis groot geraak hier, NG Kerk en Swan, pa was 'n Jehova getuie, ma was maar NG Kerk op boek, seker maar om te kon trou of whatever. En ek het op 10-jarige ouderdom my hart vir die Here gegee by P Noordvolle Evangelie Kerk. 'n Tannie wat is nog velcro prentjies op so bord, dis solo stories vertel het daai jare, Bybelstories. Sy het 'n storie vertel en ek my hart vir die Here gegee. Maar ek het nooit gedrink, gevloek, gesteel, gedans, geniks nie. Dis my toe ek was. My ma het vir my gesê ek moet dit doen nie en niemand het gesê nie, jy weet so. Maar ek het baie keer gedink, dis is boring. Dan hoor ek hierdie getuienis, jy weet, daai jare, ek kan nie meer die ou se naam onthou nie, maar hy was deur die vuur verbrand en hy's gered. Dink ek, wow, dis nou 'n storie. Imagine wat ek vir 'n ou moet sê. Nee, ek het nie gaan dans nie. Wat is dit? Jy weet, dan hoor jy vir 'n ou, hy het mense doodgemaak en toe kom hy, oef, dit is crazy. Nee, ek het nog nie gevloekie. Wat is dit nou? Dit is net plain stupid, man. Tot ek besef het wat die waarde is. Want die waarde het nie gelê in my dade of 'n gebrek daaraan nie. Die waarde het gelê in die feit dat ek was nog steeds dood. Met my nice maniere en al. Ek was dood, ou broer. En hy moes vir my sterf, sodat ek kon lewe kry. Daar's geen boring getuienis nie.
Want dieselfde het met almal van ons gebeur, soos ons vandag hier sit. Jy was dood, en hy het jou kom lewend maak. Maak nie saak hoe, whatever jy dink van before nie. Dit gaan nie eers daaroor nie. Maar ek het 'n getuienis. Want in hierdie wêreld is daar 'n handvol ouens soos ek. En ek kan met hulle praat. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n handvol mense soos jy. En jy kan met hulle praat. En ouens het nodig om jou stem te hoor en nie myne nie. Jou stem en nie die pastoor se nie. Jou stem en nie die ouderling en wieever jy dink, of die ou wat so mooi bid nie. Want omdat ons nie waarde heg nie, voel ons geïntimideerd. Nee, ek gaan eerder stil bly. Daai oom het nou so mooi gebid. Wat moet ek nou vir die Here sê? Maar hy gaan my nie eens hoor nie. Dis 'n waarde issue. Psalm sê, en hy buig hom neer om te hoor. Die God van die heelal buig hom vorentoe. Nou my broer, hy hoor hom, maar as 'n individu. Maar hy like jou net so baie. Hy buig hom neer vir jou ook. Wat het jy te sê vandag vir die Here? Sy oor is gerig op jou, as 'n individu. As die een vir wie hy gesterf het, sy seun gestuur het. As die een vir wie hy waarde gegee het, deur wat hy gedoen het en wie hy is. Sodat jy nooit hoef te voel soos 'n opgevrommelde stuk iets nie. Maar dat jy kan sit as 'n jong man, 'n jong vrou, 'n oom en 'n tannie, en sê ek het waarde, omdat hy dit vir my gegee het. Jou waarde moet vir jou boldness gee, ek's nou klaar, moenie worry nie. Jou waarde moet vir jou boldness gee. So gaan koop die brood vir die ou man. Gaan sê vir die vrou by die til, jy like haar. Dit is hy spesiaal. Gee die getuienis. Wie het 'n getuienis vir ons? Die pastoor gaan dit volgende week vra. Sê pastoor, weet jy wat? Hier is my getuienis. Ek was dalk nie op 'n dode, en dis wat ons dink, dit moet hierdie movies 'n goed, nee. Pastoor, ek het in die parking area gery en ek het vir die Here gesê, Here, asseblief gee vir my 'n parking net naby die deur. Dit begin reën. En vragies waartoe doen hy dit? So nou wil ons God ontneem van wat hy gedoen het, omdat ek en jy 'n waarde issue het. Nou wys man. Here, laat u lig vandag so skyn in my lewe, dat mense die merk van God kan sien. Jong mense, leef vir die Here en leef vir hom voluit. Die Bybel sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, vir die ooms en tannies. Okay, gaan lees die Bybel, né? Oom en tannie, jou innings is nie verby nie, jou broer. Tannie gaan begin weer koeksisters bak as dit moet. Doen iets. Doen iets. Ek sê nie met ouens 'n karre was hier voor nie. Doen iets. Whatever die Here op jou, doen net iets. Want jou kersie is nie uitgeblus nie. Ek gee nie om dat jy sukkel met arthritis nie. As jy knie gaan dit weggaan. Glo die Here man. Hy is die geneesheer, nie ek nie. As jy gaan sê, Here, ek gaan loop vir u, voete bereidheid vir u, hy gaan na heup uitsort, begin net loop, jy kan wragtig nie verwag hy moet dit doen, maar jy sit heeldag in die stoel nie, jy het nie die heup nodig vir stoel sit nie, okay? Maar as ons begin iets doen vir hom, dan wil ek vir jou sê, die Here gaan jou transformeer, dat jy weer soos Moses kan wees en sê, ek het my krag, om vir God iets te doen, want dit is sy lig wat deur my skyn. Julle het 'n verskil om te maak in hierdie gemeenskap. Julle het 'n verskil om te maak in hierdie stad van julle. En ek wil vir julle sê, weier as dit in hierdie land van ons ook. Mense het nodig om te weet wie julle is, omdat God deur julle skyn. Ek is klaar. Die ouens wat nou superhero movies kyk, so, maar van julle het seker nou al Batman gesien daarom. Okay. Soos Batman moet kom, dan sit hulle so heavy bright lig aan, en ewe skielik is daar so vlermuis teken in die lig. Die mense met die teken van Jesus sien in die lig, omdat hy skyn deur elke een van ons. Wil jy weet wie is God se superhero? Gaan kyk in die spieël.
Stop jou nonsens, man. Gaan kyk in die spieël en dan sien jy wie's God se superhero vir hierdie dag en tyd. En jy gaan dit bly tot jy jou asem uitblaas. Nie omdat jy besluit jy retire nie. Die Here het 'n plan. En ons moet sê, hier is ek, Here. Doen dit deur my. Met 'n boldness. Okay. Jenny en klaar, kom ons bid. Here, dankie vir hierdie oggend en dankie dat ons kan weet en besef, ons het 'n waarde in U. En dit is nie soos dat wet is self toegevoegde waarde nie. Dis 'n waarde wat God van die hemel op ons geplaas het. Deur die werk van sy seun aan die kruis en die inwoning van die Heilige Gees in ons lewe. Ons is gemerk vir God. Die Bybel sê die Heilige Gees is te betaal as 'n deposito in ons lewe en om te sê ons behoort aan hom. Hy is soos 'n verloofring aan ons vinger. Hy is sigbaar. Mag een en elkeen van ons besef, ons kan skyn en mense moet die merk van Jesus sien wat uit ons uitvloei. Daar's nie tyd vir ander nonsens nie, Here, want ons werk om te doen. Mag ons mekaar eer in die werk van God, maar mag ons oog ingestel wees op die teken. Sien ek die teken van Jesus in hierdie jong man en hierdie jong vrou? Sien ek die teken van Jesus in die oom en die tannie? En as ek dit sien, dan gaan dit nie oor my voorkeur of afkeer nie, dit gaan oor God in die hemel. Want U is bo alles. En ons is hier, Here, om U te eer. Vader, seën hierdie mense, seën hierdie gemeente, Here, in die werk waarvoor U in die lewe geroep het, dat dit so sal wees, Here. Bloemfontein het hierdie kerk nodig. Ek bid vir hulle, Here, dat U hand op hulle sal wees. Here, wees met Bernard vanoggend waar hy in die Wetsdorp is, en as hy huis toe kom, bewaar hom. Belinda, Here, wees met haar asseblief, Vader, waar sy bedien, ook as sy huis toe kom, hou U hand op hierdie paar van hierdie gemeente, Here. Ons wy hulle toe in U hand, Here. En alle eer kom U toe vir wie U is, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, dit was lekker. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.